weer nie. Geskryf deur Eugene Pienaar en voorgelees deur Margaret Barnard. Amanda staar in gedagte na die foto op haar tablet. Andrew, haar enigste, haar Samuel-kind. Soos die Bybelse Samuel was Andrew ook as ware van die Here afgebid. Sy onthou die nagte wat sy deurgehuil en gebid het, gesmeek en gepleit het, dat God haar gebede moes verhoor en haar 'n kind van haar eie moes gee. Soos Hana in die Bybel was die kans menslik gesproke bitter skraal. En tog het sy geredeneer, as dit met Hana kon gebeur. En toe gebeur dit. Teen alle verwagtinge in, raak sy swanger. Andrew het nooit sy pa geken nie. Barry is kort voor Andrew se geboorte in 'n motorongeluk oorlede en sy moes die kind alleen grootmaak. Sy moes vir hom tegelyk 'n pa en 'n ma wees. Maar hulle was meer as dit, ook beste vriende. Ten spyte van sy jong ouderdom was Andrew besonder volwasse en hulle het feitelik alles met mekaar gedeel. Haar vingers streel liggies oor die foto op die skerm. Die 8-jarige sproetgesig seentjie met sy deurmekaar rooi hare en die mooiste helderblou oë glimlag breed vir die kamera. 'n traan drup van haar nat gesig af op die skerm van die tablet. Sy vee dit met haar truise mou af, maar skuif in die proses per ongeluk die foto van die raakskerm af. Ag, magtig, vererg sy haar. George laat sak die boek in sy hand en kyk vraend op. En nou? Sy plaas die tablet langs haar neer en staan op. Ek gaan vir my koffie maak. Vir jou? Hy knik instemmend. In die kombuis kan sy die beeld van die rooikop seentjie nie uit haar gedagtes kry nie. Hy sou vandag... Nee, hy sou nie. Hy is. Sy weier om te glo dat hy nie meer leef nie. Hy is vandag 10 jaar oud. Byna 2 jaar het verloop, sedert hy daardie aand in die niet verdwyn het, in 'n winkel vol mense. Een oomblik was hy nog daar, en die volgende oomblik weg. Tot vandag toe, geen spoor, geen leidraad, niemand het enige iets gesien nie. As dit nie vir George was nie, sou sy dit nie tot hier oorleef het nie. George, die stil, sterk een, wat haar voete op die grond en haar hoop aan die lewe hou, sonder om onrealisties te wees. Toe hulle daardie aand vir die eerste keer in die parkeerterrein van die winkelsentrum ontmoet, het sy nie besef hoeveel sy in die dae wat daarop sou volg, op hom sou steun nie. Hy was die ondersoekbeampte in beheer van die soektog na klein Andrew. Is eintlik nog steeds. Die saak is nie amptelik gesluit nie. 'n ervare speurder wat spesialiseer in ontvoerings en vermiste persone. Sy het al so dikwels gewens dat Andrew vir George kon ontmoet. Hy sou die perfekte vaderfiguur wees. Waarom moes klein Andrew verdwyn, voordat George op die toneel verskyn het? Sy wonder stilweg oor George se huweliksaanbod. Sy sal hom een of ander tyd moet antwoord. Waarom sy nog twyfel, weet nigter. Sy kan haar nie 'n lewe sonder hom voorstel nie, en Andrew sou mal wees oor hom. Nee, korrigeer sy haarself weer. Andrew sou nie, hy sal mal wees oor hom. Hy is nie dood nie, hulle gaan hom vind. Dit is net 'n kwessie van tyd. George hou nie daarvan as hy dit aanhou sê nie. Hy voel sy skep onnodige verwagting wat nie realisties is nie. Maar sy weier om hoop te verloor. En gehamer teen die voordeur bring haar terug na die Here. Dit klink dringend.
Wanneer sy die voordeur oopmaak, verstar sy. Dit neem maar 'n hele paar sekondes om die toneel voor haar te verwerk. Mamma, sê die rooikop seentjie in 'n huilstem. Ek het gesoek, mamma. Sy knip haar oë om seker te maak sy verbeel haar nie. Andrew, haar seentjie. Effens ouer, vuil en verslete. Sy hare die mekaar en traanmerke op sy wange, maar onmiskenbaar dieselfde kind wat 2 jaar gelede tussen neus en ore verdwyn het. Andrew? Haar liggaam begin ruk van skok. Dit voel of sy nie asem kry nie. Andrew, is dit jy? Andrew begin saggies huil. Dit kan tog nie wees nie, maar sy ken haar kind. Dan breek die damwal. Andrew, my kind, my seentjie. Sy val op haar knieë voor hom neer en gryp hom met albei haar arms vas. Rou snikke borrel by haar mond uit, terwyl sy hom teen haar vasdruk. Mamma, ek is bang, sê Andrew tussen sy ma se snikke deur. Hy gaan my kom soek. Amanda trek haarself van hom terug en vat sy skouertjies stewig met albei haar hande vas. Sy kyk reguit in sy oë. Wie, wil sy weet, wie gaan jy kom soek? Die oom, snik hy. Die oom wat my gevat het. Ek het weggeloop. Sy voel die woede in haar opstoot. Die vark. Andrew, luister nou na my, sê sy beslis. Niemand gaan jou weer wegvat nie. Nooit weer nie. Hoor jy my? Sy gryp hom weer vas en omhels hom met albei haar arms. Haar kind is hier. Hy is veilig. Vir die 2de keer het die Here haar smeekgebede gehoor en hom na haar teruggestuur. Nooit ooit weer sal sy hom laat gaan nie. Uit die hoek van haar oog sien sy George se skaduwee wat stil langs haar verskyn. George, sê sy sonder om haar omhelsing te verslap. Dis Andrew, dank die Here. Andrew kyk oor haar skouer om te sien met wie sy praat. Dan ruk sy lyf van skok. Hy stoot sy ma van hom af weg. Nee, gil hy beangs, terwyl hy homself met alle mag verder uit haar omhelsing probeer losruk. Hy is heeltemal hysteries. Mamma, help! Help my mamma, moenie dat hy my vat nie, asseblief. Amanda het alle dae om hom tot bedaring te probeer bring. George storm vorentoe en gryp hom om die lyf. Hou jou bek, skreeu hy, terwyl hy die skoppende, spartelende kind optel, soos 'n mens 'n sak aardappels sou optel, en dra hom die huis binne. Kom, beveel hy vir Amanda, wat steeds verdwaas op haar knieë staan en alles gadeslaan. Sy is verward. Wat gaan aan met George? Sy het hom nog nooit so met enige iemand hoor praat nie. Sy volg hom die huis in. Wanneer sy binne is, laat hy die kind los en sluit die voordeur. Andrew storm op sy ma af en gryp haar vas. Hy druk sy kop styf vas teen haar heup. Instinktief plaas sy haar arm beskermend om sy skouertjies. Sy kyk op na George, maar skrik wanneer sy die uitdrukking in sy oë sien. Dis nie die sagte, rustige oë wat sy leer ken het nie. Wat gaan aan? Haar verstand weier om dit wat sy reeds in haar binneste weet, te aanvaar. George is woedend. Wat 'n gemors! Hy wend hom tot Andrew. Waar die hel kom jy nou vandaan, jou klein helsem? Hoe het jy hier gekom? Andrew begin onbedaarlik bewe en klou sy ma krampagtig vas. George, wat gaan aan? Wil sy weet. Hierdie is Andrew. Dis my seentjie. Ag, hou net vir 'n oomblik op, Sanik, snou hy haar toe. Gee my 'n kans om te dink. Mamma, dis die oom wat my gevat het, snik Andrew. Moenie dat hy my weer vat nie, asseblief.
Sy staar sprakeloos na George, wat intussen op die bank in die vertrek gaan plaasneem het. George, jy? Stadig maar seker begin die waarheid tot haar deurdring. Dit was al die tyd George. Vir 2 jaar al steek hy klein Andrew Aarons weg. Maar waarom? Hy is die man wat verantwoordelik is om Andrew op te spoor. Natuurlik, hy was heeltyd in beheer van die ondersoek. Hy het eenvoudig gesorg dat alle leidrade verdwyn. Hy staan op en staar vir 'n paar oomblikke skynbaar emosieloos na Andrew. Wanneer hy praat, is dit sag, afgemete, dreigend. Het jy enige idee hoeveel skade jy veroorsaak het, jou klein pes? Amanda sukkel steeds om die waarheid te aanvaar. George, hoekom? Wil sy weet. Hy kyk skielik op na haar asof hy haar vir die eerste keer sien. Hoekom? Gebruik jou verstand, vroumens. Hoekom dink jy het ek dit gedoen? Maar, dis tog nie wie jy is nie. Ek bedoel, stotter sy. Jy weet niks van my af nie, bulder hy. Hoekom dink jy is ek hier? Omdat ek op jou verlief is? Moet my nie laat lag nie. Dis ook maar goed. Wat dink jy sou gebeur het as ek nie vanaand hier was nie? Die skok wat sy ervaar verander gaandeweg in woede. Jou vark, sê sy. As jy hom geraak het, ek sweer, dan wat? Wil hy sarkasties wees. Wat gaan jy doen? Dink jy ek sou hom vir 2 jaar lank hou, sonder om hom te gebruik? Moenie naïef wees nie. Jou telg het sy doel gedien, pop. Maar ek is vereers klaar met hom gespeel. Ek het reeds 'n nuwe speelding gekry. Dis nou tyd om van hom ontslae te raak. Die vraag is net, wat doen ek nou met jou? Wat bedoel jy? Hoe wil jy van hom ontslae raak? Wil sy geskok weet. Het jy enige idee hoeveel geld die klein wetter werd is? Amanda is buite haarself in woede. Jou vark, jou haatlike vark, gil sy. Jy sal nie weer jou vuil kloue op hom sit nie. Oor my dooie liggaam, hoor jy my? Hy grynslag. Natuurlik, pop, ek stem heel hartig saam. Jy sal moet vrek, want jy weet nou heeltemal te veel. Ek sal net aan 'n manier moet dink hoe om te doen sonder om myself te ontbloot. Sonder om te dink, storm sy op hom af en probeer hom met haar vuiste bykom. Maar hy weer haar houe maklik af en gooi haar met geweld op die vloer neer. In die proses stamp sy die agterkant van haar kop, hard teen die hoek van 'n koffietafel. Dit word donker. Amanda maak haar oë stadig oop. Dit neem 'n rukkie vir haar om tot verhaal te kom. Dis doodstil in die vertrek. Sy lê op haar sy met haar hande agter haar rug vasgemaak. Die kloppende pyn in haar kop is byna onuithoudbaar. Sy voel met haar vingers oor die knoop in die stuk tou waarmee George haar hande vasgebind het. Die knoop is nie te styf vasgemaak nie. George het waarskynlik nie te veel moeite gedoen daarmee nie, omdat hy van mening was dat sy heeltemal hulpeloos sou wees. Maar sy het onlangs 'n selfverdediging kursus gehad, waar sy onder andere geleer is om haar hande los te wikkel wanneer dit vasgebind is. Dis ironies, dink sy met 'n wram glimlag op haar gesig. George was die een wat aangemoedig het om vir die kursus in te skryf. Hy het ook daarvoor betaal. Dit neem haar nie lank voordat sy haar linkerhand losgewikkel het nie. Vandaar is dit maklik om die knoop in die tou los te maak. Sy sit stadig regop en raak liggies in die agterkop waar die pyn vandaan kom. Die bloed wat in haar hare en vingers kleef is taai. Sy kyk versigtig om haar rond. Geen teken van George of Andrew nie. Stadig kom sy regop. Sy moet haarself dwing om nie hardop te kreun van die pyn nie.
Sy kan hoor hoe iemand in die slaapkamer in die kas rondvroetel. Sy huiwer nie. Sy staan versigtig op en sluip in die studeerkamer oor kan die sitvertrek. Daar haal sy 'n skildery van die muur af, wat 'n kleinerige kluis ontbloot. Sy draai die knop 'n paar keer tot die deur oopspring. In die kluis lê Barry se .38 Special Revolver. Sy het dit geërf, maar afgesien van skuifskiet, het sy dit nog nooit gebruik nie. Versigtig haal sy dit uit en maak seker dit is ten volle gelaai. Met die revolver na regterhand sluip sy op pad tone na die slaapkamer. Deur 'n skreefie in die deur kan sy vir George in die kas sien karring, met sy rug na die deur. Op die bed lê 'n groot tas, half vol klere. Op die vloer langs die bed lê klein Andrew, sy hande agter sy rug vasgebind en 'n stuk maskeerband oor sy mond. Sy oë is wyd oopgesper. Hy lyk getraumatiseerd, maar ongedeerd. Sy staan in die deur. George. Hy ruk geskok om en kyk vas in die loop van die revolver. Wat de, roep hy uit. Waar die hel kry jy daai pistool? Dis 'n revolver, sê sy rustig. Hy glimlag effens en lig sy hand in die lug. Stadig, meisie. Amanda blik of bloos nie. Uit hier. Sy bedui met die pistool na die gang en staan op sy dat hy kan verbykom. Kom nou, meisiekind, kom ons praat hieroor, begin hy, maar sy val hom in die rede. Loop! Sy kyk vlugtig na Andrew. Lê net stil, Sienna, dis amper verby. Ek kom nou terug, ek beloof. Hy knik sy kop. Sy lei George by die agterdeur uit tot in die buitekamer. Wat is jou plan, Amanda? Wil hy sarkasties weet. Gaan jy my toesluit en dan die polisie bel? Môreoggend is ek weer uit op borg. Moenie mal wees nie. Laat ons rigtig praat. Ek het 'n voorstel. Jy gaan boet vir wat jy gedoen het, jou vark, sê sy. Hy glimlag effens. Ag, kom nou. Wat dink jy gaan die polisie doen as jy hulle laat kom? Ek het kontakte oral. Hulle sal nie aan my raak nie. Kom ons praat rustig hieroor. Ek sal jou ou seentjie los as jy... Nee, George, ek gaan jou nie laat toesluit nie. Val sy in die rede. Ek gaan seker maak dat jy nooit weer naby my kind of enige ander kind kom nie. Wat gaan in daai kop van jou aan? Het jy mal geword? Die kommer is duidelik in sy stem hoorbaar. Sy lig die revolver effens op. Nooit weer nie. Hoor jy my, George? Nooit weer nie. Dan trek sy die sneller.